eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie vir die liefde en vir die genade, Here. Dis al wat ons deurdra, dis al wat ons laat aangaan. Dankie dat U vir ons gaan seën, dat U vir ons gaan help vanmôre as ons wat nou gaan luister na die woord ook, dat Here, U harte, absoluut ons harte gaan oopmaak, dat ons sal luister wat U vir ons wil sê, en ons bring U die lof en die eer, wat U is 'n goeie God, en ons weet daar's niemand soos U nie, Vader. Amen. Baie dankie. Nou, broeder en suster, ons gaan later ook inseëning hê, kan U se plekke neem, ons gaan later ook doop hê, ons gaan later nagmaal hê, maar die tieners kan dan ook nou uitgaan. Maar ek wil met die woord begin, ek is net gelei om dit te doen, so ek verander dinge bietjie. Gewoonlik doen ons die inseëning voor die preek, maar ons gaan dit na die preek doen. Almarie, kyk net, ek het vir iets op jou foon gestuur, op die een groep. Sit dit net gou vir my op asseblief. Ek wil vanoggend met u praat. Ek wou nie die tema gemaak het nogtans nie, want dit klink nie reg nie. So ek het dit eintlik maar gemaak lof in die donkerste tye, maar as jy dit met een woord kan opsom, is dit maar nogtans. Kyk, so ek gaan vanoggend meestal praat oor nogtans. En ek het nou was ek op die foon doenig, want ek was so gelei, ek het op die groepe van die kerk, as jy daar op is, het ek iets gesit oor nogtans. En sy gaan hom gou kyk of sy hom vir my kan opsit. En weet jy wat, gaan sit dit op jou status, nogtans. Dat as jy vanoggend klaar hierdie boodskap gehoor het, dat jy ook sal kan sê nogtans. Nogtans. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat aan die gang is nie, nogtans. Kyk, so ons gaan kyk na nogtans vanoggend. Dis nogal 'n mooi Afrikaanse woord, val lekker op die tonge, nogtans. En ek hoop nogtans gaan vir jou iets beteken vanoggend. Dat jy ook 'n nogtans mens gaan wees as dit kom in jou verhouding met die Here en in jou verhouding met al hierdie goed wat gebeur rondom jou en in jou lewe. En maak jou hart oop vanoggend dat die Here met jou kan praat en dat hy in jou hart kan werk. Sodat hy op die einde van die dag verheerlik kan word in jou lewe, in jou omstandighede. Weet, ons het hierdie week, my span moes geweldig hard werk. Ons het, luister, die Woensdag begrafnis gehad, Donderdag begrafnis gehad, Vrydag begrafnis gehad, gister begrafnis gehad, gister troue gehad, daar's doopdiens vanoggend, daar's inseën vanoggend. Ons het Woensdag die 60+ gehad waar Andelene hulle kom help het met die kliniekdag. En ag, daar het so baie goed gebeur hierdie week. En ek was daar so moeg en ek het nog steeds gesê, nogtans sal ek die Here dien. Nogtans sal ek aangaan. Al was my vrou vir my kwaad, nogtans. Al het my man droog gemaak, nogtans. Al gee my kinders my al my hel, nogtans. Ons gaan nou hoor, nogtans, dit kom uit die woord uit en is interessant, ek wys op pastoor Japie vanoggend. Dis een van die woorde wat Jesus gebruik het in die tuin van Getsemane ook. Hy het ook gesê nogtans. En ons gaan nou daarby uitkom. Daar sê: nogtans sou alles skeefloop. Nogtans ongeag omstandighede. Nogtans in weerrol van alles swaar. Nogtans sal ek jubel, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in die God my redder, want die Here my God gee vir my krag. Nogtans. Al maak my man ekstra droog, nogtans. Ja, smaal maar. Ek fight vir my kinders, nogtans. Nogtans. Gaan ek aan die Here vashou.
en dan gaan ek die Here vra om te help. Nou broeder en suster, dis nou die nogtans storie, maar voor ek daar begin, ek kom af op 'n storie wat iemand vertel het van Habakuk, en luister gou, ek gaan dit vir u lees, want dit was vir my so mooi. Dit klink amper soos 'n veeverhaal, hoor gou hier. Op 'n dag lank gelede, het daar 'n boer gewoon in 'n droë bergagtige land. Sy naam was Habakuk. Elke jaar het hy hard gewerk. Hy het vyebome geplant, wingerde gesnoei, olyfbome versorg en sy skape en beeste met liefde gevoer. Maar toe kom daar 'n jaar van droogte en oorlog. Die wingerde het niks druiwe gehad nie. Die olywe het van die bome geval voordat hulle ryp was. Die lande was droog en leeg, geen koring, geen gars, net stof. Sy skape het verdwyn en die beeste was weg. Alles waarvoor hy gewerk het was verlore. En nou is dit normaal wat nou gebeur. Mense het begin kla en huil. Sommiges het moed verloor. Maar Habakuk het iets anders gedoen. Hy het op 'n klip gaan sit, sy oë na die hemel opgehef en gesê, al gee die vyeboom nie vrugte nie, al is daar niks op die wingerde nie, al is die stalle leeg, nogtans sal ek juig in die Here, ek sal bly wees in God my redder. Hy het geweet dat sy vreugde nie van sy bome of diere kom nie, maar van God. God was sy krag. God sou hom help om weer op die berge te klim, soos 'n wildsbok wat nie struikel nie. Vinnig, sterk en vry. En so het Habakuk geleer om God te vertrou, selfs al was alles om hom donker. Is dit nie mooi nie? Dis die storie van Habakuk en dis wat ek as basis gaan gebruik vir oggend oor hierdie nogtans storie. Maar ek wil vir u daardie gedeelte lees uit Habakuk en volg dit saam met my. Dis 'n besonderse gedeelte. Ek praat met u oor lof in die donkerste tye. Habakuk 3 vers 17 tot 19, waar hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Een van die ander vertalings sê tog, maar tog klink nie vir my reg nie. Dis hoekom ek like die ou vertaling nogtans. Kyk so 'n bietjie, Habakuk 3 vers 17 tot 19, ek lees dit vir u. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Dan sê in vers 19, want die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Dan kom ons begin by die begin, as ons weer hierdie nogtans storie praat in my en jou lewe. Daar's 'n realiteit wat ons moet in die oë kyk, en dis die realiteit van verlies. Kyk wat sê vers 17, die vyebome bloei nie, die wingerdstokke dra niks, die olyfbome het teleurgestel, saailande geen voedsel nie, klein vee is weg, daar's niks. Wat sê Habakuk hier? Hy beskryf totale verlies, hy sê, geen vrugte, geen oes, geen vee, en dit beteken ekonomiese en lewensondergang. Daar's niks. En kom ons pas dit toe in ons tyd vandag. Gebroke drome, verlore werk, siekte of dood, onbeantwoorde gebede. Nou luister mooi, die Bybel sê nie alles is altyd maklik nie. Want kyk, geloof word dikwels in die vuur gesuiwer.
Dis nie 'n maklike pad wat ek en jy stap nie. As enigiemand nog ooit vir jou gesê het, dis maklik om die Here te dien. Julle, dit is nie maklik om die Here te dien. Daarvoor sal die duiwel sorg. En mense wat jou aanval, geliefdes wat jou seermaak, dinge wat om jou gebeur. So daai goed gaan gebeur, dis realiteite. Daar gaan slegte goed gebeur, want dit gebeur ook met goeie mense. Maak dit vir jou sin. Daar gebeur slegte goed met almal van ons, op een of ander stadium. En as ons teruggaan, dan sien ons, dit kan dood wees, en ek het nou 'n drukkie gaan gee vir 'n sussie wat sy ma ek hierdie week begrawe het. Dit gaan gebeur. Ek kyk vanoggend so na Chart en Erika wat weer smaal vir 'n slag. Hulle kind was 2 weke siek, meeste van die tyd in die hospitaal gewees, ernstig siek. Hulle is hier vanoggend, jy sien daai goed gaan gebeur. En is nie dat jy noodwendig iets verkeerd gedoen het, want ons soms altyd sê, wat het ek nou verkeerd gedoen? Luister, maar jy het niks verkeerd gedoen. Daar gaan goed met jou gebeur, al doen jy niks verkeerd. Onbeantwoorde gebede, baie keer antwoord die Here jou nie aangesien dit nie in jou beste belang is op daai stadium. Want hoe anders wil jy groei? Pastoor, my verstaan nie, my familietjie my help. Myne ook. Ek het ook 'n skoonma, ekskuus maar. Ja, jy kry stryd. En jy gaan stryd kry. Die vraag is net, hoe hanteer jy dit? Gaan sit op 'n hoopie en kry jouself verskriklik jammer. Ag, arme ek. Ou wurmpie Jakob. Gaan wonder die duiwel vang met jou vis nie. Hou op om 'n wurm te wees. Ek sê 'n wurm nie. Ek's 'n koningskind, ek behoort aan die Here. Ja, ek gaan deur stryd, maar God dra my elke keer deur en hy sal my nie los nie. Hy sal jou nie los nie. Hou net vas aan hom. Hy voorsien en hy onderneem en hy help op wyses wat ek en jy net kan sê, wow, God dra my deur en hy dra my deur op besonderse wyses. Tweedens, nou kom ons by die nogtans storie. Weet jy dat nogtans is eintlik die taal van geloof? Al gebeur al hierdie goed met my, nogtans sal ek jubel in die Here. Daarso sê hy, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in God my heil. Kyk nou net wat het alles gebeur met daai arme ou. Geen vrug, geen oes, geen diere. Dis droogte, dis oorlog, hy het niks. Geen vooruitsig nie. Of het hy? Nogtans. Nogtans. En dis wat hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Hy pertinent wil ek daarop klem lê, nogtans sal ek jubel in die Here. Dis nie maklik om so te lewe nie. Dis nie maklik om so positief te wees nie, te midde van jou besigheid wat stil is. Daar's nie geld nie, daar's nie kos nie. Daar's nie werk nie. Daar's nie gesondheid altyd nie. Maar nogtans, jy sien, nogtans lof is nie afhanklik van omstandighede nie. Ja, as dit met my goed gaan, is dit maklik om te sê nogtans. Dis as dit rof gaan, is dit moeilik om te sê nogtans. Nogtans lof is vertroue in God se goedheid. Hy gaan voorsien, hy gaan onderneem en hy gaan help. Daarom gaan ek sê nogtans.
Nogtans lof is ook 'n keuse om te aanbid te midde van trane. Nogtans. Nou, ek wil vir julle 2 voorbeelde noem. Job was 'n klomp keer in 'n nogtans situasie. As jy weer vir Job gaan lees, gaan jy sien, hierdie arme ou het al sy kinders op een hand verloor, almal dood. Ons sien sy lande word alles afgebrand. Al sy diere word gesteel. Hy was 'n baie ryk ou, inteendeel. Die Bybel sê hy was heel moontlik een van die rykstes in die hele wêreld. En hy verloor alles, ek dink in 'n kwessie van 3 dae. Alles. En toe kastei die duiwel hom nou nog met 'n siekte ook. Hy kry sere en die Bybel sê hy het nou maar 'n potskerf gevat en het gekrap, so erg was dit. Dan het hy nog 'n vrou. Hy ou Rudy, ons sukkel jong. Wat is nog 'n vrou wat ook warra hier van die kant af. En sy warra, vloek nou God, hy kry nou klaar met hierdie nonsens, dat hy nou maar sterf en klaar kry. Ai, en sy pelle, wat vir hom verkeerde raad gee. En nou Job kom en hy sê, nogtans. Kyk gou na Job. Familie het allerhande goed te sê. Nogtans. Vriende het allerhande goed te sê. Nogtans. En Michael dan kom die duiwel met sy warra ook. En dan moet ek kan sê nogtans. Nogtans. Ek en jy moet absoluut God vertrou in hierdie nogtans storie. Nou kom ek het nou vir julle gesê, wie dat Jesus het self nogtans gebruik. Kyk eens soos in die woord. Ek wil net terug gaan na Job toe. Ekskuus, Job skryf, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Van die vertalings gebruik die woord nogtans, waar hy dan sê, al wil God my dan dood hê, nogtans. Maar kom ons kyk na Jesus in Getsemane. Kom ons lees gou Matteus 26 vers 39. Kyk hoe mooi is hy vers. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En wat sê Jesus dan? Nogtans. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Nogtans. Broeder en suster, nogtans. Jesus is daar die perfekte voorbeeld. Wat sê hy? Nogtans, nie ek nie, u. Nogtans. Nommer 3, soos kyk na hierdie nogtans storie, is ons krag en sekerheid in God. Kyk vers 19, hy sê, die Here, my God is my sterkte, en hy maak my voete soos van herte, en hy laat my op hoë hoogte, of hy tree my op hoë hoogtes. Van die nuwe vertaling sê, die Here, my God, gee my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis nogtans mense wat so optree. En kom ons kyk hier, Habakuk sê, God gee hom krag, en laat hom wees soos 'n ribbok, dis 'n bergklimmerdier, op hoë plekke loop, selfs op moeilike terrein. Ek kan nou nie daai bok se naam onthou nie, miskien weet jy, maar kyk nou die dag na 'n video wat iemand my stuur. Dis so krans, en ek sien hoe loop hierdie bok teen hierdie krans op. En ek dink, krisis. Dis wat die Here nou vir my en jou wil sê. Loop op. Ek maak jou soos hy bok. Hoe awesome is dit? Broeder en suster,
Hy sê hier, hy wil ons help. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, beteken God maak jou staande op plekke waar jy normaalweg sou val. Waar jy normaalweg sou swaar kry. Here, ek kan nie oor hierdie ding kom nie. Here, ek kan nie oor hierdie dood kom van my geliefde nie. Ek kan nie oor hierdie stryd kom nie. Ek kan nie kom oor hierdie goed wat my familie en my geliefdes aan my gedoen het nie. Ek kan nie kom oor die feit dat dit so swaar met my gaan nie. Luister, begin anders dink nogtans. Nie gou daai pragtige ou dingetjie van julle net weer vir my vorentoe bring nie. Ek wil as voorbeeld gebruik. Ons het 2 weke terug het ons vir haar gebid. Maar broeder en suster, luister gou hierna. Sy sal oor die 2 jaar oud, sy kan nog nie loop nie. Sy het al haar beentjie gebreek, sy het al haar arm gebreek, omdat die beentjies bros is binne in haar lyfie. Nogtans. En die weer is my so kosbaar, al hierdie goed gebeur in hierdie lyfie. En kyk na haar, nogtans. Dit is vir my die mooiste smaal as hierdie ou dingetjie vir my smaal, en sy het al 'n paar keer vir my gesmaal daar. Nou, ja. Dan kry ek nou weer een. Kan jy sien, hierdie gesin gaan deur hierdie goed. Nogtans, broeder en suster, nogtans, gaan ons aan die Here vashou. Dankie sussie. Nogtans gaan ons hom loof en prys te midde van dit wat ons deurgaan, daai omstandighede, daai swaar kry. Nogtans. Oom Johan Visser, kom hier. Hier is seker die beste voorbeeld van nogtans wat ek nou vanoggend gaan gebruik. Hy gaan bietjie sukkel om hier te kom, maar hy gaan kom. Dit is moeilik met die een been, maar hy gaan kom. Dries, hy het een been, so dit maak dit nog makliker, maar nog steeds moeilik, né? Ek wil met u praat oor hierdie nogtans storie. Vandag, presies 2 weke terug, en ek weet hy het laasweek getuig, maar nou bring ek my kant van die storie. Sondag aand, vandag 2 weke terug, Sondag aand, na 11 in die aand, bel sy vrou my wakker, en sê vir my, pastoor, asseblief jy moet kom. En ek trek aan, en ek ry. En ek was nie heeltemal reg vir dit wat ek gesien het nie, want ek het 'n man gesien wat besig is om te sterf. En terwyl ek al by hom gesit het en op 'n stadium ook vir hom gebid het, het hy ophou asemhaal ook. Hy het sy been verloor as gevolg van kanker, het beroerte gehad, gesig ook as gevolg van die kanker. En daar sy vrou, ek het vir haar gesê, Sissa, jy moet vir jou man totsiens sê, want ek dink as iets wat hom terughou. Lang storie kort, hy blaas toe nou nie sy finale asem uit nie. En hy bel my die Dinsdag daarna, en weet jy wat sê hy vir my? Pastoor, die Here het met my gepraat, dis tyd. Ek sê, tyd vir wat? Tyd om gedoop te word. Ek doop hom vanoggend. Maar dit stop toe nou ook nie daar nie. Want in hierdie week bel hy my toe sê, pastoor, as nog iets.
My skoondogter wil ook gedoop word saam met my. Dankie Jesus vir dit. En toe sê, maar dis nog nie al nie. Ek sê, Christus, wat nou nog, jy weet. Die 3 kinders word vanoggend ingeseën, die klein kinders in die huis. Nogtans. En jy weet, ons gaan partykeer deur hierdie goed, sodat ons net hoor hoe God met ons praat en hoe God kom met hierdie nogtans storie en sê, hey, nogtans. Nogtans. Sissa, wil jy nie net vir my Dries hier kom landspaak nie, asseblief. Ek moet vir hierdie, die Here het so met my gepraat oor hierdie nogtans storie die afgelope paar weke. Dis hoekom ek vanoggend met u moet praat. Draai om asseblief. Lang storie, motorfiets ongeluk, arm verloor, 2 bene verloor, die bene in die hospitaal verloor, want hulle het nie mooi na hom gekyk as die pieke nie. Nogtans. Hy het 'n groot job gehad by Checkers, hulle het alles verloor in die tussentyd. Nogtans. En weet jy net, deur hier te kyk, ek en jy het nog al 2 ons arms en al 2 ons bene, kyk net hier asseblief. Ek dink ek en jy het nog meer rede om te sê nogtans. Nogtans sal ek jubel in die Here, nogtans gaan ek doen wat God sê. En weet jy, ek is besig om 'n paadjie te stap, nie net met Johan hulle nie, maar ook met Dries hulle, en dit is vir my awesome, en ek het so lief geraak vir hulle, want daar's nog 5 dogters ook in die huis. So wie wat, dis 'n stryd wat hierdie man het. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek wil hê jy moet dit begin besef vanmôre. Jy kyk na jou stryd. Ja, ek het my geliefde verloor. Maar ek kan sê nogtans gaan ek jubel in die Here. Die Here gaan my deurdra. My ma, my man, my geliefde, my kind, nogtans sal ek jubel in die Here. Baie dankie julle, ek is lief vir julle, hoor. Nogtans. En broeder en suster, ek moes dit net vir u wys, want die Here het so met my gepraat oor hierdie nogtans storie. En ek is amper klaar, maar ek wil hê jy moet net luister wat die Here vir jou vanoggend gaan sê, ook in hierdie nogtans storie, in die omstandighede waar jy nou is. Die Here is die een wat vir my krag gee, dat ek soos 'n ribbok kan wees. Want sien, God gee my krag en stabiliteit. Die ribbokbeeld beteken vasstrap op moeilike plekke. God hou jou staande waar jy normaalweg sou val. God help jou. En nou wil ek gou kom by die toepassing vir vandag. Wat beteken dit vir my en jou? Kom ons maak dit prakties. Jy mag dalk in 'n vers 17 seisoen wees, waar alles skeefloop, en daar's drama, en daar's dood, en daar's siekte, en daar's stryd. Waar daar nie bloeisels is nie, geen vrug. Die olyfbome stel te leer, geen saai of geen goed op die lande nie. Geen kleinvee nie. Maar dan kan ek en jy sê, nee, wag so bietjie, ek is miskien in daai seisoen, maar ek kan kies om vers 18 geloof te hê, nogtans. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. En dan na vers 19 toe gaan, omdat ek nou gaan sê, nogtans sal ek kan sê, die Here gee my krag, en ek trap vas, ek gaan nie alleen wees nie.
Want God is met my. Want hy is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my op hoë hoogtes loop. Nou wat is hierdie ware nogtans geloof? Nie net om God te vertrou vir iets nie, maar om God te vertrou, al kry jy niks nie. En jy hoor wat ek sê? Het is maklik om God te vertrou as ek iets kry, maar het is so 'n bietjie moeilik om God te vertrou as ek nie iets kry nie. Ek moet kan sê ek het nog niks nie, tog het ek alles, want ek het U, Here. Nogtans, ek het miskien niks, daar is nie 'n vooruitsig op hierdie stadium nie, maar nogtans, want ek het U, tog sal ek jubel. Dis wat ek en jy moet doen. Broeder en suster, want is die Here my God wat my krag gee. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En weet jy, ek wil net vers 19, Annika, jy sal my net kom help, want ek het nou nie vir Michael hulle kans gegee om hierheen te oefen nie. Laat ons hierdie lied net gaan sing. Sit hom net vir my op asseblief, Almarie. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dankie Eddie, gaan help net vir asseblief. Ag Michael, as jy net kan speel op die gitaar, sal dit ook help. Dis op G. Ja, asseblief Tom, ja. Die Here my God gee vir my krag. Wie wat, terwyl jy neer daar sit, neem dit net in vanoggend en sê, ek neem 'n besluit om te sê nogtans. Ek neem 'n besluit om te sê, ek wil 'n nogtans mens wees. Te midde van die stryd wat deur ek gaan, nogtans sal ek jubel in die Here. Die Here my God gee vir my krag. Ek dink is op G as ek nie mis het nie. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. O, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En also, dit donker wees hier om my. En dit voel of die hand verwyder is van my. Nogtans sal ek op U vertrou. Die Here my God, die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. O, die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. As jy net ervaar dat die Here vanoggend met jou gepraat het, wie wat, ek wil saam met jou bid as jy 'n besluit wil neem om te sê, nogtans. Ek wil beweeg na nogtans vanoggend. Ek wil by nogtans uitkom, by God uitkom met hierdie besluit, nogtans sal ek jubel in die Here. Here, ek gaan hierdie goed oorgee vir U in die stryd waarin ek nou is. Dan wil ek jou uitnooi kom, dat ons net saam met jou bid. Dat die Here vir jou kan help, dat jy daai nogtans mens kan wees. So doen dit nou. Nogtans, ek gaan doen wat die Here sê, nogtans. En kom ons gaan almal staan, as die Here met jou praat, jy kom vorentoe, dat jy hierdie nogtans besluit kan neem. En dat God vir jou kan help en vir jou kan onderneem. My pastoor, asseblief, julle kom help, is heel wat hier voor is. Kom ons gaan net op hierdie nogtans fokus vanmôre.
Nogtans gaan ek jubel in die Here, gaan ek alles oorgee aan die Here, gaan ek God vertrou te midde van hierdie verskriklike omstandighede waarin ek is. Nogtans. Hier so baie, ekskuus julle, skyp net so 'n bietjie verby daarso. Maar kom ons wees net nogtans, ons gaan vir elkeen bid, so jy gaan nie sit tot daar vir jou gebid is nie. Ons moet net God vertrou vanmôre. Nogtans sê hy, gaan ek jou help. Nogtans gaan ek jou deurdra. Nogtans gaan ek vir jou onderneem. Nogtans gaan ek vir jou krag gee. Nogtans gaan ek vir jou voorsien. Nogtans gaan ek vir jou genees. Jy moet net aan my vashou. En dis wat jy vanoggend moet doen. Dankie Annika. Here, ek sal my sussie Priscilla. Change my heart, oh God, change my heart, make it ever true, ever true. Change my heart, oh God, let it be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you.
Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Beste Here, U kan nie se plekke neem, baie dankie. Nogtans. Nou broeder en suster, ek hoop jy stuur vir almal wat leef en beef daai prentjie wat ek vir jou gestuur het. Nou as jy hom nie het, stuur vir my 'n boodskap en sê ek soek daai prentjie pastoor asseblief. Dat jy vir almal kan vertel nogtans. Wie dit nou geskree? Dankie, dankie, dankie. Die enigste ene wat sê, yes, nogtans. Kom ek tel 3, dan sê ons, nogtans. 1, 2, 3, nogtans. Gaan ek die Here dien, gaan ek hom loof, gaan ek hom prys te midde van die omstandighede. Nou Alicia, nogtans, nee. Ja, nogtans gaan ons die Here loof en prys. En die Here aanbid, want hy is 'n goeie God. Ek gaan vra dat daar die papa en mamma, ouma, oupas wat hier is, na vore gaan kom met die kiddies. Waar is Michelle nou? Is sy nou daar gou in met 'n klein ding? Kyk, maar kom julle maar so lank vorentoe. Ek gaan kry haar gou vir my. Sy klaar is dat sy gou gaan kom. Broeder en suster, is vir my 'n wonderlike voorreg om dit ook vanoggend te doen en net gehoorsaam te wees in die stem van die Here om te sê, Here, U woord sê ons moet die kindertjies na U toe bring en hulle nie verhinder nie, want al sulkes behoort die koninkryk van God. Michelle, jy kan sommer hier voorkom staan. En ouma en oupa kom, julle moet ook hier kom staan. Waar is die 2 kids by die kinderkerk? By Shamaine gaan hulle gou vir my. Kyk. Sê is Michelle se 2 seuns. Johannes se 2 laities. Prys die Here. Ons staan sommer hier voor in die middel. Daar sy. Michelle, jy het nou so baie seuns. Nie maar hierdie een vir my gee nie. Die probleem is, ek gaan nie by hierdie paal verbykom nie. Dit is die oulikste seentjie. En nou sy naam ook nog Johannes van die Bybel. Net sy pa. Dit is so awesome, ag broeder en suster. Hy's nou 3 weke, 4 weke. 4 weke oud en so wakker na hy, dit lyk of hy honger is, want nou, jy weet, nee, fuck, hy gaap nou. Nou terwyl ons wag vir die ander 2, gaan ek so lank begin. Weet julle, die Here gee opdrag vir ons in sy woord, dat ons die kindertjies na hom toe moet bring. Hoekom? Dat hy sy hand op hulle kan lê en hulle kan seën. Dit wat julle vandag doen met hierdie 3 seuns, is die belangrikste ding wat julle ooit gaan doen vir julle kinders. Deur hierdie besluit te neem, ek bring my kinders, kom staan julle tweetjies hier voor, daar is hy. En hierin het sommer 'n pak klere aan, hy lyk sommer mooi hoor. Hulle sê vandag hierdie ouers, ons bring hierdie kinders na die Here, dat die Here sy hand op hulle kan lê en hulle kan seën. En broeder en suster, ek wil weer herhaal, dis die belangrikste besluit wat ons ooit vir ons kinders kan maak, want dit is 'n opdrag van God. Bring jou kinders na die Here toe, en sê, Here, hier's my kinders, asseblief help hulle, en seën hulle, en onderneem vir hulle. Want God wil hulle seën. Probleem is net, ons bring hulle nie altyd na God toe nie, dat hy dit kan doen nie. Hy wil dit doen, maar ons as ouers moet 'n keuse maak om te sê, hier is my kinders, ek gee my kinders vir U. Ons moet kom op 'n punt waar ons sê, Here, hier's ek gaan gehoorsaam wees aan die stem, ek bring my kids. Weet ek het nou in die week weer te doen gehad met 'n laaitie, en ek hoop nie julle doen dit nie. Die laaitie, as hy praat hy verskriklik baie woorde wat nie in die woordeboek voorkom. En hy is so 'n klein mannetjie, en dan lag almal, toe sê ek, luister hier, julle maak nou verkeerd.
Ek sê ek gryp hom, ons laat sy boude aan die brand en sê vir hom, dis nie hoe jy praat nie. Want as hy groter is en hy doen dit, dan wil jy hom doodslaan. Die spreekwoord sê nie verniet, buig die boompie terwyl hy klein is nie, nee. Broeder en suster, ons moet hulle leer wat reg is. En moenie vir hulle sê, ja, moenie praat soos ek praat nie, praat eerder soos ek vir jou sê om te praat. Nee. Hulle leer uit voorbeeld uit. Ek kan nie my kinders slaan as ek lelik praat in die huis. Want as ek die voorbeeld, ek is die skuldige een, so ek moet eintlik die pak slaag kry. Want ek leer hulle wat verkeerd is. Doen die regte ding. En mag die Here julle help om hierdie seën so groot te maak. Ek weet dit is 'n stryd en ek weet dit is nie maklik nie en ek weet dis partykeer swaar. Maar God help en God onderneem. Michelle, ek gaan dit spesiaal vir jou en vir Johannes doen. Of julle help om hierdie seuns groot te kry met groot genade en baie gebed om te doen wat die Here wil hê julle moet doen. Julle doen die eerste stap deur te sê ons bring hulle vanoggend na U toe, Here. Asseblief seën hulle en help. En God gaan vir julle seën en help op 'n besonderse wyse. Ook as oupa en ouma wat elke dag met hulle te doen het. Want julle saam almal in dieselfde huis. Weer die Here gaan vir julle help. Die Here gaan vir julle onderneem en deurdra ook as ouers. Ek wil vir julle net 3 vragies vra. As ouers, erken julle in die aanbieding van hierdie kinders dat hulle genadegawe van God is en dat julle bloot as voogte oor sy erfdeel aangestel is? Wat is julle antwoord? En dan beloof julle in die teenwoordigheid van God en sy gemeente dat julle hierdie kindjie tot die beste van julle vermoë sal opvoed in vrees en kennis van die Here, deur deeglike onderrig in die Christelike leer en deur 'n voorbeeldige en godvrugtige lewenswandel. Wat is julle antwoord? En dan is dit die moeilike een, erken julle dat God wat hierdie kinders aan julle gegee het, die volste regheid indien in sy wyse raad, dit mag goed dink. Die gawe weer van julle te neem en beloof julle dan indien dit sou gebeur, om as gelowige saam met Job te sê, die Here het gegee, die Here het geneem. Loof die naam van die Here. Wat is julle antwoord? Dis wie een van daai nogtans gevalle, né? Al gebeur hierdie goed nogtans. Ek gaan vra dat jy gaan opstaan, broeder en suster, ek gaan vra dat my storie net na vore gaan kom. Ons gaan saam bid, my laantjie, dat jy gou kom. Jy gaan 'n babietjie vashou en onder gebed hardloop. Laat hulle so lank die kar gaan start. Ag, die Here is so goed. Dankie Jesus. Japie, wil nie net almal vir myself nie, die kinders en die ma en die pa en die oupa en die ouma. Wat is jou naam? Sê weer. Reino, en wat is jou van? Reino vis. Ok. Dis my awesome. Kom ons gaan saam bid. Here, ons bring vir klein Reino visser na U toe. Dankie dat ons hom kan opdra in U, Here. Hierdie seentjie het al baie trauma deurgegaan in sy lewe. Here, maar ons weet U gaan help. U het hom weer 'n pappa gegee. En Here, U gaan help. U gaan onderneem dat hy die regte pad gaan stap en dat U vir pappa en mamma gaan help om die voorbeeld te stel. Vir ouma en oupa gaan help om hom op die regte pad te wys. Dankie dat U vir hom gaan seën en onderneem. En soos U hom ook dan vir die ouers gegee het, gee ons hom nou terug vir sy ouers. Ons sê vir U dankie vir wat U doen, Vader. Wat is jou naam? Dankie. Sê weer? Dankie. Franco, ekskuus man. Daai pragtige praat van jou het ek mooi gehoor nie. Kom ons bid vir Franco Visser ook. Here, dankie dat ons ook nou vir Franco Visser aan U kan opdra. Here, hierdie ou seentjie het U ook nodig. Hy is ook deur baie trauma in sy lewe, maar Here, U het ook voorsien en weer 'n pappa gegee. En U gaan vir pappa en mamma, vir oupa en ouma help om op die regte pad te wys. Te wys wat is die regte ding om te doen. Dankie dat U vir hulle gaan seën en vir hulle gaan onderneem en help. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Jesus, dankie dat ons vir klein Johannes Visser ook nou in U kan opdra. Here, het hierdie pappa en mamma, hierdie oupa en ouma, hierdie boeties geseën met 'n pragtige ou seentjie. Met 'n pragtige kleinkind, met 'n pragtige boetie.
En Here, ons seën hom ook nou en bid dat U vir hom gaan help al die dae van sy lewe, dat hy die voorbeeld van mamma en pappa en ouma en oupa sal kry wat van U afkom, sodat hy op die regte pad kan wees en geseën kan wees in Jesus naam. En dankie vir wat U doen, Here. Dankie dat U 'n goeie God is en dat U gaan help. En soos U hom ook dan vir die ouers gegee het, gee ons hom nou terug vir sy ouers. En Here, ons sê vir U dankie vir wat U doen. Dankie dat U hierdie pappa en mamma gaan seën en hulle gaan help in Jesus naam. Om dit te wees wat U wil hê hulle moet wees as pa en ma vir hierdie kinders. Ook hierdie oupa en ouma, dankie vir die seëninge oor hulle, Here. En dat U gaan onderneem. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Ons eer U Vader. Amen. Kom ons sing hulle toe, laat Heer U seën op hul daal, U guns uit Sion hul bestraal. Laat Heer U seën op hul daal, U guns uit Sion hul bestraal, U wat beveel en dit geskied. Wil Heer U seën oor al gebied. Kom ons neem ons se plekke, baie dankie. Gaan vra dat die doopskandidate dan ook na vore gaan kom. So Michelle, jy en oupa gaan sommer hier bly. Baie geluk, oumaatjie, hoor. Soveel seëninge, baie lief vir jou. Johan, baie geluk. Michelle, baie geluk vir jou ook. Baie seëninge. Johannes, baie geluk vir jou ook, hoor. Die Here seën so ryklik. Gaan loop daar saam met pappa, julle kan daar by hom gaan sit. Kyk. Daar is sy. So dat die 5 doopskandidate, dat hulle na vore gaan kom, dis vir my awesome, om al 5 van hulle te doop, want ek het met al 5 'n pad gestap hierdie week, al 5. En dis vir my awesome. Nou broeder en suster, mens kry partykeer doopdienste waar jy 'n sekere keuse moet maak. Van hoe lank jy iemand onder die water moet hou. Nou, Johan, jy val daarom nie in daai kategorie nie, van die 2 ander manne kan ek nie praat nie. Jy weet, die een pastoor het eendag gesê, daar's net een manier hoe sekere ouens in die hemel kom, die dag as jy hom doop, verdrink hom. Ek sal dit daarom nie doen, ek stel lief vir julle Niels en Andrei, hoor. Maar weet julle, hierdie stap wat julle vanoggend doen, en Michelle wat jy doen, wat jy in hierdie week dit besluit het, is 'n stap van die Here af. Dis nie 'n menslike stap nie, ons dink is 'n menslike ding, nie, dis 'n geestelike ding. Want wie praat in 'n mens se hart dat jy jou moet laat doop? Jouself, geen manier. Ander mense kan daaroor praat, maar wie wat die oortuiging wat jy in jou hart kry is van die Heilige Gees. En hy sê vir jou, luister, doen dit, want dis wat ek wil hê jy moet doen. En ek is so dankbaar dat julle 5 uur is vanmôre. En ek weet dat die Here iets groots en iets wonderliks vir julle in store het. En dat vanoggend 'n besonderse belewenis in julle lewe gaan wees. Ek gaan terug na die woord toe, Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en dan sê hy, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. En onthou net, ek het so 2 weke terug dit pertinent gesê, dit stop nie vandag nie, maar nou gaan dit om te leer. En Andre, ek dink jy die afgelope paar weke meer geleer oor geestelikheid as ooit van tevore in jou lewe. Waar die duiwel jou begin aanval het en jy geleer het hoe om goed te hanteer. Dis awesome as die Here met 'n mens praat om te sê, maar doen hierdie stap in die geloof, maar ek gaan jou nie los nie, ek gaan nou verder met jou op pad stap, so begin leer. Wat dit is om die Here te dien, wat dit is om die Here lief te hê, wat dit is om vir die Here iets te beteken, wat dit is om siele vir die Here te wen. Want dis die volgende stap wat jy moet doen. En mag die Here vir julle help om gehoorsaam te wees aan sy stem en te doen dit wat hy sê. Weet, ek het vanoggend weer aan gedink, weet julle wat is die oudste persoon
wat ek ooit gedoop het, die ouma 96 jaar oud. Dit was vir my iets besonders in die een ouete huis toe kom in die bad gaan doop. En ek sal nooit vergeet nie, toe hy so uit die water uitkom, tot hy hardop geroep, dis die regte ding, dis die regte ding. En nie lank daarna net toe te kom begrawe. Maar vandag begrawe ek jou eers in die dood van die Here om op te staan 'n nuwe mens. En dis wat gaan gebeur. En mag die Here vir julle help om hierdie pad nou van die Here te stap en hierdie pad saam God te stap en te ervaar wat hy vir julle gaan doen en hoe hy vir julle gaan onderneem. Mag die Here vir julle so ryklik seën op hierdie pad. Ek gaan vir julle elkeen net 5 vragies vra. Nee, is nie 5 nie hoor. Want ek weet nie, ons kan nie so lank konsentreer nie. Dis die ouderdom, né? Michelle, het jy jou werklik tot God bekeer? Johan, het jy jou werklik tot God bekeer? Andre, het jy jou werklik tot God bekeer? Madeleine, Niels? En dan het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En dan glo jy dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons drie enige God is? Verlang jy derhalwe om gedoop te word deur onderdompeling? Ooreenkomstig Matteus 28 vers 19 in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En dan beloof julle om te onderwerp aan die woord van God en die tug van Koinonia Christensentrum ooreenkomstig die voorskrifte soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Prys die Here. Broeder en suster, kom ons gaan opstaan. Kom ons seën hulle. Kan ek vra vir 5 mense om net by hulle te kom staan? Een wat nou op jou hart is en seën daai persoon in die naam van die Here. En dat die Here gaan onderneem en dat die Here gaan help in hierdie lewens op 'n besonderse wyse. Ja, ons kan meer wees as net een. Kom net en lê jou hand op daai persoon en sê Here, dankie. Ja nee Willem, ek weet waarna toe kom jy? Jy kom hiernatoe want dis die pad wat jy gestap het saam met die Here. Kom ons gaan saam bid. Here Jesus, dankie dat ons nou hierdie boeties en sissies aan U kan opdra. Hulle gaan hierdie wonderlike stap doen in die geloof. Dankie dat U vir hulle gaan seën, vir hulle gaan onderneem met hierdie groot stap, hierdie groot besluit wat hulle moet neem vanoggend. En dit is om U deur die doopwater te volg. Om begrawe te word in U dood, om op te staan 'n nuwe mens in U. Dankie dat U vir hulle gaan help en vir hulle seën. Al die lof en die eer kom U toe. Amen. Kom ons sing hulle net toe, laat hierdie seën op hul daal. Asseblief salf hulle net gou almal vir my asseblief org. Al 5 van hulle en dan gaan hulle aantrek saam met my. Pastoor Japie gaan dan die nagmaal bedien en dan sal ons by die doopdiens uitkom. Baie, baie dankie. Laat hierdie seën op hul daal. Hier in sy Sion hul bestraal. Hy wat beveel en dit geskied. Wil hierdie seën U kan die sitplekke neem, Pastoor Japie gaan dan oor na die bediening van die nagmaal. Julle gaan daar deur, hulle sal vir ons kom nagmaal bedien daar agter. So kry julle klere en dan kan julle gaan aantrek. Baie dankie. Die ons wat help in die nagmaal kan mag gerus vorentoe kom asseblief. Ek gaan vra dat Pieter en sy span vir ons die nagmaal elemente uitdeel en dan sal ek 'n woordjie deel. Terwyl hulle uitdeel gaan Michael hulle vir ons se musiek maak. Dankie Michael.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, and Lord, with all my heart I worship you. I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat ons nou u nagmaal kan herdenk. U lewe, u kruisiging, u opstanding. Dankie Here dat ons kan weet vandag, ons herdenk die Here Jesus. Here, u is goed, u is groot, en u is almagtig, en ons dankie dat ons u ken. Ons eer die Here, seën nou wat ons doen, dit sal wees tot u verheerliking in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons net so 3 versies in Efesiërs 2.
Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Ons moet altyd onthou, ons geloof kom nie uit onsself uit nie, dit kom van God af. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. My werke is nooit goed genoeg nie. Dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dit is wat my deurdra. Sy voltooide werk aan die kruis. Dan, hoekom het hy hierdie goed gedoen? Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. Tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons weet, dat ons wandel, dit wat die Here vir ons voorgemaak het. Daai goeie lewe, heilige lewe, voor hom te wees. Ek gaan die formulier lees in 1 Korintiërs 11 vers 23. Hy sê, wat hy ook van die Here ontvang het, in die nag wat hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons vat die broodjie en ons eet as gemeente saam die broodjie en ons herdenk die liggaam van die Here. En dan gaan hy aan, hy sê, net so die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. As ons besef dat die Here vir ons gesterf het aan die kruis en sy bloed gegee het vir ons, sodat ons kan heilig wees en sodat ons vir hom kan dien. Kom ons vat die sappie en dan gaan ons dit saam gebruik. Ons sluit ons oë, sluit ons af. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons weet, Here, uit genade is ons gered, deur geloof wat u vir ons gegee het. Here, ons eer u, dat dit nie deur ons werke is nie, maar deur u offer aan die kruis. Dat ons dit vanoggend kan weet, en kan verstaan, en kan glo. En dat ons daar volgens kan wandel, Here, dat ons u maaksels kan wees in Christus Jesus. Geskape tot goeie werk. Here, help vir ons om ons lewens in u hand te hou. Nogtans, Here, maak nie saak wat gebeur nie. Nogtans sal ons op u vashou, aan u vashou en op u vertrou. Here, ons eer en seën u, want u is goed. Here, u is so groot. En u is so heilig. Ons dank u daarvoor dat ons dit kan weet en dit kan glo in Jesus naam. Amen. En daar is En daar is niemand soos U, niemand soos U, die alleen is God. En daar is niemand soos U, niemand soos U, want die alleen is God. Hier is die rots wat eeuwig staan, lang behoud en naam, koning van my hart. Hier is die leeuw, wie is die lam, sterke God van Israel, bruidegom wat kom. Niemand soos U, niemand soos U, en die alleen is God. Daar's niemand soos U, niemand soos U, want die alleen is God, die alleen is God. Sit maar daar, Michelle, as kopie vas teen die muur, hoor.
Prys die Here. Dis wonderlik wat ons nou doen. Michelle, net jou van weer. Okay. Sy. So vas. Prys die Here. Saks net agteroor, ons het jou. Org jy om hierdie kant kom staan, broer, kan jy daar staan nie. Okay. Michelle van Dijk op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Baie geluk ou Susa, die Here seën so ryklik vir jou. Okay, Orgie, nou moet julle Boetie Willem help maar net dat hy mooi inkom en Orgie moet vashou. Ja, daar moet bly. Okay, dis miskien 'n beter manier, ja. Mooi vashou, gaan sit maar net vir my. Net 'n bietjie agteruit en sy. Ek skop maar net daai been al teen die. Ek hou vir my al twee hande om my pols vas. Okay, is reg. Okay, jy moet net jou asem op onthou, ek kan nie jou neus toe druk nie, né? Okay. Johan Visser op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dankie Jesus, dankie dat hy die voorreg het om dit te doen. Dankie Jesus, u is so getrou Jesus. Dankie Koning Jesus, u is groot, u is wonderbaar. Dankie Jesus. Dankie vir die oomblik Jesus. Dankie vir die oomblik. U is groot en wonderbaar. Die Here is goed. Die Here is getrou. Okay, Madeleine, jy kan inkom. Andre, jy kan hier kom staan en kom kyk. Skop vir my vas teen die muur. Okay. Een hand hier, so ander hand ook om my pols. Okay. Broeder en suster, is my wonderlike voorreg om vir Madeleine ook te doop. Ek het vir haar Andrei getrou, ek het hulle kind ingeseën. Ek het 'n pad met hulle gestap, al bly hulle in Natal. Hulle bly in Natal, hoor. So is vir my awesome dat ek die voorreg het om dit te doen. En ek's baie lief vir hulle en dis een van my dogters hierdie. Ek weet die Here gaan haar baie ryklik seën. Madeleine Potgieter op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Dankie Jesus. U is so getrou. Daar sy so. Teen die muur vasskop, hy gaan sy jou bene vashou, so vas of vat die ander aan die ander kant op, en dan is hy jou. Andrei Potgieter op jou eie belydenis, en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees.
Ek het jou nie langer ondergehou nie, ek het jou net dieper gevat. Baie geluk, Andrei. Trudy? Weet ek het ook so lank pad ook saam Niels ook begin stap het. Ek het hom ook getrou en sy vrou Trudy baie goed. Ek het al haar kinders getrou. Meerderheid van haar kleinkinders ingeseën. En so besonderse pad. Ek het ook Niels se laaitjie JP gedoop en hulle getrou en so ja, ek is also deel van hierdie familie en ek het baie lief vir hom geraak alhoewel dit partykeer moeilik is. Paramedics presies. Hou gesond, hou my pols vas so en so ja, daar sê, kom ons sit. Niels Haasbroek op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus die Here van ons kerk doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Dankie Jesus. O Here, U is wonderlik en ons sê vir U dankie vir wat U doen. Dankie Pastoor Japie, baie dankie vir U die Here seën so ryklik. U is welkom om na die tyd 'n koppie koffie te kom drink en 'n koekie te eet daar in die saal. En baie voorspoed vir U. Pastoor Japie gaan afsluit en die Here seën vir U ryklik, baie dankie. Kom ons staan op, dan gaan ons die laaste liedjie sing. Kom ons sing sommer How Great Is Our God. Hy is nie op die lysie nie, so kom ons sit hom gou in. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands. Time is in his hands, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great
is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hoe groot is hierdie God nie net wat ons dien nie. Ek dink terwyl ons daar so staan en sing, hoe klein ons eintlik is. Hoe groot hy eintlik is. En hy het neergebuig ons te maak en ons te red. Prys die Here. Ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir 'n awesome diens. Dankie Here dat ons iets kon leer vandag wat ons kan gebruik. Elke dag. Ons kan sê, maak nie saak wat gebeur nie, nogtans sal ek vashou in die Here. En in die heil van my Here. Here, dankie vir elkeen wat vandag hier was, elkeen wat geluister en gekyk het, en wat nog gaan kyk. Seën elkeen, Vader. Ook waar ons na huis toe gaan, dat ons ook veilig sal wees, en tot die volgende tyd weer by mekaar sal wees. Ons eer en dankie, Here, dat U so goed is vir ons. In Jesus naam. Amen. Baie dankie almal, geseënde middag vir julle.